Kyk 'n slag na die groot vyf se diere. Met wel sterk, braaf en wilde maniere. Hulle het so baie vir ons om te leer. Van 'n verhouding na aan die lewende Heer. So swaai hulle sterte en pronk met 'n spring. Vat vyf jou kuif, hier kom 'n ding. Die groot vyf kom vir ons 'n boodskap bring. Brul, brom, grom en 'n hartlike hallo aan julle julliekies. Dit is ek, Mossie Flinkvink en my klein sis Kwikkie Flinkvink en ons gaan uiteindelik vat 5 met ons eerste dier op die groot 5 se lys. En Mossie, kan ons asseblief hulle laat raai wat hierdie dier gaan wees? Nou toe. OK, julle eerste raaiskoot. Hierdie dier deel 'n naam met dieselfde 4 outjies. Selfs die kleinste van hulle het skerp vasdrap kloutjies. En hy pronk ewe mooi op 'n goue stroopblik. En as hy eers begin brul, sal jy hop soos jy skrik. Kan jy miskien raai wat se dier dit gaan wees? Laat ons dan eers so 'n bietjie meer oor hom lees. DJ Bosvos, vat ons soontoe. Safari kanalies, het julle geweet, leeu's is nogals honger. Jy weet, hulle kan tot 40 kg lag op een slag eet. Dit is nou 40 van daai groot steaks wat jou pa dalk amper opgeëet kry. Ek kan nog steeds nie vlieg nie. Dink net hoe lyk 'n leeu se rekening by die speurkootjie Flinkvink. Wag nou, Mossie, leeu's kan hulle monde omtrent 28 cm groot oopmaak. Dink net hoe mooi sal hulle elke liewe tandjie kan borsel. Mossie man, waar was ek? O ja, die leeu het baie krag, maar die grootste krag van die leeu is in sy stem. 'n Mens kan 'n leeu se brul omtrent 8 km ver hoor. Ai, sies tog Kwikkie dier. Ek weet ek moet nou nie inchip nie, maar dink jy nie ons moet maar tog vir my ou keelseerpilletjie of bietjie heuning kry nie? Kan jy dink hoe voel daai arme stemmetjie van daai hele brulspul? Ek kan nie meer. Ek kan nie meer nie. Wat? Kwikkie en Mossie Flinkvink, baie welkom hier by ons. My naam is Leolani Briller en hierdie is my man Miller Briller. Ek hoor julle wil meer weet oor leeu's. Inderdaad, liewe Skarreboel, maar ek is mal oor jou bril. Ek is mal oor julle bril ook. Ag, sies tog. Ek gaan nou by julle wees. Hoor, ek het vir julle ietsie ingepak. Ek hoop hulle is honger. O ja nee, hulle is altyd honger. Miller sou vir jou meer kan vertel, maar weet jy, leeu's kan tot en met 40 kg 'n dag eet. Ons het ons huiswerk gedoen voor die tyd. Ons het ja. Hulle het my bietjie snaaks aangekyk toe ek sê ek wil 40 kg se steak hê in pakkies. Dit het nou nie in hierdie mandjie ingepas nie. Maar toe sien ek iets raak. Ek weet nie of julle dit al in die winkels raak gesien het nie. Leeuappies. Toe het ek gedink ek gee vir hulle 'n bietjie leeuappies. Dit pas darm in die mandjie. Ja, Mossie, ek dink nie hulle is so honger nie hoor, sorry. ons sal dit bære vir hulle vir naete. Dan. Die leeu lyk so gelukkig op hierdie pakkie. Kwikkie dier, hoekom sê jy nie vir my ek moet eerder die spriet yssoort vat nie? Ek gaan nie eers probeer verduidelik nie. Toe maar, hulle het daarom nou net gelukkig geëet, so moenie bekommer nie. Maar is hierdie dan al julle leeu's? O nee, hierdie is nie die kleintjies wat ons hier groot gemaak het, maar daar is nog ander. Maar ek is so bly jy sê nou van die kleintjies, weet jy, want ek het aan hulle ook gedink. Sies tog, hulle kan nog nie al hierdie leeuappies vat nie. Toe sien ek hierdie tierpappies. Toe dink ek, hulle is nou nie leeu's, hulle is nou nie tiere nie, maar ek dink hulle sal dit net so baie geniet, of wat sê ek ook die dier? Wat sê julle van ons gaan so lank na die volgende leeu's toe? Nou toe, ek hoop julle is so honger vir avontuur soos ou Kwikkie dier. Hier gaan ons. Kyk nou julle, daar is 'n trop leeu's. Ag, sies tog. Kyk net hoe mooi speel die ou kleintjies. Sjoe, maar daai is 'n eislike kwaai tannie leeu wat na hulle kyk. Ja, ekskuus hoor, ons sal liewer nie nader gaan nie tannie. Waar is die koningleeu? Die leeumannetjie lê daar onder die boom en slaap. Daai tannie leeu
is eintlik 'n ouma leeu. Sy is al te oud om te jag, so sy bly nou maar by die kindertjies. Wel, ek sal nou nie eers sommer daai ouma leeu vra vir 'n ekstra koekie nie. Of grappies maak oor haar nie. Ekskuus Tannie. O, Janie, beslis nie. Sy brul nou so vir ons om vir ons te waarsku dat ons nie nader moet kom nie. Wag so 'n bietjie. Hier kom 'n vreemde leeumannetjie aan. Jonas, seker sal die leeumannetjie nou vir daai tannie leeu vertel sy moet. Sjoe, ekskuus Tannie. Hardloop liewer weg, leeumannetjie. Sjoe. Jy sien, die leeuwyfie hoef nie te wag vir haar leeumannetjie nie. Daar's krag in haar eie stem. Ja, Miller is heeltemal reg. Leeu se ware krag lê in die manier hoe hy of sy hulle stemme gebruik. Ja, ons moet ook eintlik soos leeu's wees. Ja, maar nee, want wat as jy nou verjaar, dan brul ons nou net vir mekaar. Dan kan jy nie eintlik sing nie. Of hoe sal ons telefoontjie speel? Sal ons dan nou saggies vir mekaar brul? Dink jy nie dit sal werk nie? Glad nie. Ek dink wat Miller probeer sê is dat ons mooi moet dink voor ons praat, want daar lê baie krag in ons woorde. Dit is 'n baie mooi gedagte wat jy daar beet het. Julle laat my nou dink aan 'n versie. Ek dink ons moet teruggaan na die kamp toe sodat ek my Bybel kan gaan haal. Dierbares, Jesus wil jou ook as 'n leier gebruik om ander mense nader aan hom te bring. Kyk nou net na daai tannie leeu. Sy het nie gewag vir die koning om iets te doen nie. Sy het dadelik ingetree en so moet jy ook nie op jou laat wag nie. Ja, ek stem nogal saam, weet jy. Jesus kan van enigiemand 'n leier van liefde maak. Ons moet hom net in ons harte innooi en dan sal hy vir ons die krag gee om met wysheid te praat. Kom ek lees vir julle daardie vers wat ek so aangedink het. Psalm 37 vers 30 en 31 sê: Die regverdige het wyse raad, wat hy sê is regverdig. Die gebooie van God is in sy hart. Hy sal nie 'n voet verkeerd sit nie. Ja, jong, dis nie altyd so maklik nie. Hoe kan mens altyd met wysheid praat? Ek weet dat daar iewers ook in Spreuke 'n stukkie staan wat sê dat die dwaas se woorde is baie, hy sê wat hy wil, maar die wyse se woorde is min en hy dink voor hy iets sê. Jy sien, dierbaar, daar sê jy nou eintlik vir jouself die antwoord, jong. Want ons moet besef, daar is krag in ons stem. Ons moet besef, ons kan dinge laat gebeur met die manier hoe ons praat en wat ons sê. Maar bo dit, moet ons besef, dat die Here saam met ons in hierdie lewe is. En as ons hom toelaat om ons woorde en ons gedagtes te vorm, dan gaan die manier hoe ons praat nie net onsself help nie, maar hy gaan ons kan gebruik om sekere dinge te laat gebeur in die manier hoe ons praat met ander mense. En die manier en die woorde wat ons praat en die manier hoe ons dit sê, kan die wêreld rondom ons bou of breek. As ons praat met Jesus se liefde en ons dink mooi oor wat ons sê, dan bou ons die wêreld en ons neem Jesus se woorde met wysheid en insig. Maar wanneer ons kies om net baie te sê en nie te dink oor wat ons sê nie, dan breek ons die wêreld. Ja. Dierbaar is, maar ek dink nou aan iemand in die Bybel. Iemand wat ook soos ouma leeu was. Iemand wat haar stem gebruik het om 'n hele nasie te red. Dit alles in die Here se naam. Ek is nou terug, hoor. Ek verstaan nou weer die vrou glad nie. Toe maar, ons sukkel nog steeds om te verstaan, maar sy kom altyd terug met 'n wyse en goeie antwoord. Lieu amper vir jou? Nee, dankie. Ek was nou nog nooit so honger of so braaf nie. Maar Esther was. Het is er ook leukos geëet? Die man pampoen. Maar sy was braaf. Sy was braaf en sy het haar woorde gebruik om iets groot in die Here se naam te doen. Kom ek vertel vir julle wat gebeur het. Hier gaan ons. Persië is behoorlik in rep en roer om die nare Haman se plan uit te voer.
Hy het die koning met skelm woorde laat glo, dat dit beter is om die Jode te vernietig, sommer so. Ester, die koning se vrou, was 'n Jood. Sy was bang, benoud en haar vrees was groot. As die koning moes uitvind en daarvan moes weet, sal hy beslis van al sy liefde vir Ester vergeet. Toe haar oom uitvind van die haat en die kwaad, begin hy vir Ester baie moed in te praat. Wees dapper, wees sterk in 'n tyd soos die. Die Here ons God vergeet ons nie. Miskien is jy juis as koningin uitgekies om iets te kan doen aan die hartseer nuus. Hoe, wonder Ester, dis onmoontlik, o wraggies. Raak rustig Ester, antwoord haar oom ewe saggies. Daar is krag in jou stem, jy moet dit net kan gebruik, tot eer van die Here se koninkryk. Ester het toe die koning se septer gaan raak, en vertel toe braaf van haar mense se saak. Die koning was woedend en sien toe die lig, en beveel die soldate om vir Haman te wurg. Miskien is dit juis in 'n tyd soos die, dat jy ook jou stem moet gebruik. Al is jy skaam, al is jy bang, sal die Here na jou kyk. As jy iets kan sê om die saak reg te stel, moet jy die Here vra om jou woorde te tel. Deur jou stem sal hy wyse woorde gebruik, om in liefde te bou aan sy koninkryk. Die einde. Haar verhaal is een van my gunstelinge. My gunsteling deel is daar waar haar oom vir haar sê, dit is juis in 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Dit is definitief een van my gunsteling verhale ook. Ester was eintlik bang geweest, maar God het 'n plan gehad. God het haar woorde gebruik wat sy na die koning toe gevat het. En die manier hoe sy haar woorde gesê het, het gemaak dat sy nie net haarself nie, maar al die ander Jode uit 'n dwaase man se plan gered het. Sjoe, ja, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar weet jy dis waar. Haman het sy woorde gebruik om af te breek en amper 'n volk uit te roei. Maar Ester het 'n volk gered. Sy het op die Here vertrou met haar woorde en sy het 'n volk gered. Sy het nie op Haman gaan skree en hom uitgeskel of aan die ander kant weer teruggestaan en hande gevou en niks gedoen nie. Nee, sy het op die Here vertrou en kyk net wat kon sy regkry. Jy sien, want wanneer ons besef daar is krag in ons woorde, ons kan mense bou of breek in die manier wat ons praat. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, want as ons op ons eie kragte staat maak, gaan ons net dink en sê wat ons wil en seer maak. Maar wanneer ons besef ons het die Here aan ons kant, en wanneer ons op hom staat maak, oor die wysheid wat ons kan sê, dan gebeur iets wonderlik. Dan kan ons mense bou. So die volgende keer, as jy in 'n moeilike situasie is en wil praat, vra jouself die volgende vraag. Is dit wat ek gaan sê, iets wat gaan bou of breek? En vra dan vir die Here om jou woorde te help tel, sodat jy ook 'n verskil soos Ester kan maak. Ons moet braaf wees met die manier hoe ons praat, en seker met die manier wat ons dinge doen. Nou toe, ek gaan braaf wees vandag, om vir julle te wys ons moet braaf wees. Ek gril my mors dood. Ek glimlag amper soos hierdie leeuetjie wie jy. Dis eintlik nogal lekker. Ek voel ook om die krag in my are. Krag, so sterk soos 'n leeu. Ek gaan vandag 'n boom klim. Sien vir julle. Tada! So sterk soos 'n leeu.